Vriende, deel van ons herdenking van Paasfees is dat Jesus Christus moes ly om God se volmaakte plan te verwesenlik. Maar dit beteken ook naderende donkerte en daarom het ons week na week 'n kers uitgeblaas. En daarom die voorlaaste kers voordat ons volgende week Palm Sondag vier, word ons vandag herinnerde aan Johannes 1 vers 5, die donkerte kon nie die duisternis, die lig uitdoof nie. Ek wil jou nooi om jou Bybel oop te maak in die Ou Testament by 1 Samuel hoofstuk 15. Jy het dalk al die gesegde gehoor, church is not a hotel for saints, but a hospital for sinners. En daarmee vertel ons iets daarvan dat ons gebroke mense is wat in 'n gebroke wêreld lewe. En as ons so rondom die wagkamer in die hospitaal kyk, sien ons mense met allerlei uitdagings in hulle lewe. Allerlei situasies waarmee hulle saamleef. So niemand kom na 'n hospitaal se wagkamer met trots nie. Dis uit behoefte, eintlik uit nood om genesing. En vir ons wat na Jesus toe kom met 'n behoefte om ons lewens aan hom te gee en daardeur genesing te vind. Sou die spreekkamer gesprek met die dokter kon begin met die vraag, is dit net ek of sukkel ander mense ook met ABC? Dan sou jy daar kon invul wat jou uitdaging of situasie ook al is. Ja, ek het nie vandag die vrymoedigheid om dit hardop hier in die erediens te doen nie, om 'n doktersondersoek of 'n gesprek daaroor te voer nie, maar in jou binneste gee die Here vir jou deur sy Gees ruimte om dit as selfondersoek te doen. En die manier waarop hy dit doen is deur sy woord, wat in ons lewens 'n vergrootglas kom sit en sê, dit is hoe ek in jou lewe wil inspreek, my liewe kind. Sodat dit waarmee jy sukkel, jou nie laat struikel en val tot in die verderf nie. Die Bybel gee vir ons karaktersketse, onder andere. Mense in die Bybel se lewensverhale, waarmee ons kan vereenselwig en lesse daaruit kan leer, om nie noodwendig dieselfde foute te maak nie. Ons leef nie in hulle tyd nie, ons leef nie in hulle kultuur nie, maar ons kan lesse uit hulle lewens put. Maar belangriker as dit, gee die Bybel ook vir ons 'n prentjie van wie God is, getuienis van hoe hy werk en wat vir hom belangrik is. Sodat wanneer ons na hom toe kom met ons vra en sê, maar ek sukkel hiermee, Here, dat hy dit direk en persoonlik kom aanspreek. Die Here gee vir ons 'n prentjie van wat vir hom belangrik is. En ons, soos wat ons sy Gees in ons innooi, transformeer hy ons, hy verander ons om al meer soos Jesus Christus te lyk. Dit herinner my aan wat in 2 Korintiërs 3 staan. Vers 18 sê, ons word al meer verander om na die beeld van Christus gelyk te wees. En dit gebeur soos wat die Here se woord in ons midde werk. Dallas Willard is 'n groot denker hieroor wat hulle noem geestelike vorming, spiritual formation. En hy het gesê, we consume the most grace by leading a holy life, in which we must constantly be upheld by grace, not by continuing to sin and being repeatedly forgiven. So die prioriteit is nie net dat ek vergewe word van my sonde nie. Dis belangrik, ja. Maar verder is dit, is dat genade eindeloos tot ons beskikking is, sodat ons saam met God heilig mag lewe. In een woord, dan wat vir God belangrik is, wanneer hy sy genade oor ons uitstort, is dat ons met gehoorsaamheid reageer. En dit is wat in die boek Samuel gebeur, veral in Saul se lewe, vind ons daarin 'n prentjie, 'n karakterskets aan die een kant van Saul en Samuel, maar saam met dit ook wat vir God belangrik is, wat is sy hoogste prioriteit.
So as ons dink aan wat Dallas Willard sê oor hierdie genade wat oor ons uitgestort is, om al meer getransformeer te word, om soos Jesus te gelyk te wees. En dan sien ons in ons eie wêreld en in ons eie lewens 'n patroon. En ons gaan dit vanoggend in Saul se lewe ook sien. 'n Patroon wat herhaal, en as ons na die wêreld om ons kyk, in ons land se leiers ook herhaal, in die wêreld se leiers, hulle lewens, die keuses wat hulle maak, op 'n publieke en 'n amptelike vlak, maar ook in hulle persoonlike lewens. In 1 Samuel 15 kom konfronteer ons vanoggend, en kom sê vir ons, aan wie behoort jou hart? So net iets oor Saul se verhaal. Dit skets vir ons prentjies van wat gebeur wanneer 'n nasie en 'n leier en dan ons as individue nie in gehoorsaamheid aan Jesus en aan God lewe nie. Ek wil vir 'n oomblik net stil staan by vers 22 alleen. Samuel sê vir Saul: Is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Hier is 'n vers wat verder echo in die res van die Bybel. Aangesien Saul die eerste koning is van Israel en hulle daarmee eintlik God se leierskap verwerp, God se inspraak in hulle as volk en as nasie se lewe, kom verwerp hulle eintlik God en sê nee, ons het hom nie nodig nie. Ons kies ons eie koning. En dan wys God vir hulle 'n koning aan in die naam van Saul. En dan deur Saul se lewe vind daar een na die ander keuse wat hulle as volk saam maak, maar ook hulle as individue, as Saul as individu. So in die groter konteks van hierdie vers 22 bespeur ons 'n tikkie frustrasie by Samuel, die profeet wat aangestel is om Israel te lei in hierdie tyd. Saul, is daar vreugde vir die Here in brandoffers en maaltydoffers? Want Saul se koningskap het belovend begin. Hy het 'n paar oorwinnings behaal, maar soos wat hy voortgegaan het en al meer op sy eie insig en sy eie krag staat gemaak het, het hy die spoor byster geraak. So ons sou kon gaan kyk na Saul se foute. Ek wil sommer net 4 uitlig. In hoofstuk 13 van 1 Samuel is Saul oorhaastig. So in daardie tyd moes die leier van die land, die koning, wag vir die profeet of die priester om die offers te bring, om God se wil te soek. Jy gaan nie sommer net in oorlog in nie. So Samuel het vir Saul gesê, wag 7 dae, dan gaan ons weer kyk. Ons gee onsself hierdie tyd. Eintlik die Here gee vir ons hierdie tyd. En dan hier op die 7de dag is Saul met sy manskappe bymekaar en hy begin agterkom hulle energie en hulle aandag verdwyn nou. Hulle motivering en hulle toewyding het nou gekwyn. En hulle begin dros. Hulle begin wegloop. En nou raak hy angstig en hy wil nou die offers bring en Samuel daag nie op nie. En dan maak Saul die fout om oorhaastig en impulsief self te probeer om die offers te bring. En net soos hy daai figuurlik nou gesproke, daai vuurhoutjie aan die brand steek om die offers te bring, hier kom Samuel aan. En daarin sien ons miskien vir die eerste keer 'n teken van die frustrasie wat die Here en wat Samuel met Saul het. Saul, waarom is jy so oorhaastig dat jy impulsief hierdie fout maak? 'n hoofstuk later is Saul in geveg teen die Filistyne. En hulle is besig om die oorlog te wen. En dan sê Saul vir sy manskappe, niemand mag eet nie, totdat ons nie gewen het nie. Die een wat eet voordat ons gewen het, sal sterf. Toevallig is Saul se eie seun Jonathan nie by hierdie gesprek teenwoordig nie. Hy hoor nie die bevel nie. So wanneer hulle in 'n bos afkom op 'n heuningkoek, doop Jonathan sy spiespunt in die heuning en hy eet daarvan en hy kry krag daaruit. So terwyl hy krag het van die heuning, is die ander soldate besig om moeg te raak. En hulle hou aan veg en hou aan veg en hulle kom sê vir Jonathan, wat het jy gedoen? Jou pa het gesê, niemand mag eet nie. En dan is dit asof Jonathan met frustrasie reageer en sê, my pa dompel die land in ellende met hierdie ondeurdagte eet. En nou is die oorwinning oor die Filistyne nie so groot nie, want die manskappe is moeg. Hulle het nie genoeg geëet om krag te hê nie.
Saul maak nog 2 verdere foute deur hierdie ondeurdagte eed. Sy bevel dat die een wat sou sterf, wat sou eet, beteken dat sy eie seun en hy moet sterf. En dan kom die manskap en sê, maar hoekom nog bloedvergieting? Hoekom wil julle nou nog iemand doodmaak? Dis jou eie seun. Hy het eintlik vir ons die oorwinning aan die gang gesit. En op die einde van die dag is die manskappe so honger dat hulle van die Filistyne se diere slag en daar rou vleis eet met die bloed nog in. En daardie kultuur 'n groot sonde. En in daardie manier sal so ondeurdagte eed lei tot die sonde van ander. Hy het nie mooi gedink en hy het nie die voor- en nadele probeer opweeg eers nie. Hy het net voortgestrompel met hierdie eed van hom en sê niemand mag eet nie. En dan in hoofstuk 15 is hulle in oorlog met die Amalekiete. En die Here sê vir hulle moet almal uitwis, alles gaan uitwis. Want die Amalekiete het destyds toe die Israeliete uit Egipte gekom het hulle die Israeliete nie gehelp nie en nie bygestaan nie niks. Hulle was heeltemal geen respek gehad nie. En dan sê die Here almal uitwis. Maar Saul doen nie dit volledig nie. Hy spaar die koning se lewe en die manskappe spaar dan die beste van die buit wat hulle dan uit die oorlog uitneem. En dan kom Saul by Samuel aan. En hy is baie trots, vol van homself. Hy sê ek het die bevel van die Here uitgevoer. Ons het die oorwinning behaal. En dan kom Samuel en hy sê maar wat is dan die geblær van kleinvee in my ore en die gebulk van beeste wat ek hoor? Is dit nie 'n teken daarvan dat jy ongehoorsaam was nie? En Saul antwoord, hy probeer homself verdedig. Nee, hulle het dit van die Amalekiete afgebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar. En nou kom hy met hierdie verskoning eintlik, sodat hulle dit aan die Here, die God, kan offer. En Samuel sê dan, Saul, het die Here jou nie as koning oor Israel gesalf nie? Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie? Waarom het jy nie die bevel volledig uitgevoer nie, maar jy het op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? En dan probeer Saul die skuld pak op die manskap. Nee, dis hulle wat dit gedoen het. Dis hulle wat dit gedoen het. Hulle het hierdie buit vir hulle self geneem om aan die Here te offer. En dit is dan wanneer Samuel met hierdie klag teen Saul se koningskap kom. Saul is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers, om te luister beter as die vet van ramme. So Saul maak herhaaldelik foute, een na die ander. Hy's impulsief. En deur sy dwaase ongeduld maak hy swak besluite en dit beteken die einde van sy koningskap. Met sy ondeurdagte eed lei sy dwaasheid tot sonde. Sy ongehoorsaamheid probeer hy verskoon. Dit is nie maar dis die manne. Hy pak die skuld op hulle en sy verskonings probeer hy verantwoordelikheid vermy. So vriende, hierdie impak wat sy eie keuses het, maar wat hy gemaak het vir homself en vir die nasie, het dit 'n swaar impak. En dit lei dan tot 'n patroon wat ons kan agterkom in Saul se lewe. Is die foute wat hy gemaak het, verkeerde keuses wat herhaal word. En dit is op hierdie punt dat my en jou lewe begin in mekaar gevleg kan raak. Wat ons kan sien, Saul se stryd is eintlik my en jou stryd. En ek het my koud geskrik toe ek hierdie verband sien tussen dit wat Saul doen, sy herhaaldelike keuses, en dit wat vandag in ons lewens en in die lewens van ons leiers afspeel. Dis patrone wat in ons private lewens uitspeel, dis patrone wat op nasionale vlak en op globale vlak in leiers se lewe afspeel, en daarom lyk die wêreld soos wat dit vandag lyk.
die foute wat ons maak, is verkeerde keuses wat herhaal word. En daardie keuses word dan gewoontes wat ons bedoelinge troef. Ons kom met die beste bedoelinge. Saul het ingestem om koning te wees. Hy het sy beste probeer, maar hy het nie rekening gehou met wie God is nie. Ons sou die patroon in Saul se lewe so kon verwoord. Hy het geen diep verhouding met God nie, met ander woorde, hy het nie 'n aanvoeling vir hoe God werk en wat vir God belangrik is nie. En hy leer nie uit sy foute nie. En hy snap nie die werklike oorsake van sy probleme nie. As ek die vergrootglas op my eie lewe en op jou lewe kan plaas, luister ek sommer net wat in die wêreld aangaan. En as 'n musikant met die naam Ed Sheeran, en in een van sy liedjies Bad Habits, beskryf hy hierdie situasie waarin hy homself bevind. Every pure intention ends when the good times start. Wat vir hom as jong man lekker was en lekker gelyk het, word uiteindelik 'n slegte gewoonte, waarin hy net weet hoe om te ver te gaan. Hy beskryf sy pad van verslawing en hoe hy dan, toe hy trou en sy kind gebore is, hoe hy moes besef, maar ek kan nie op hierdie pad voortgaan nie. En daarom wil ek Ed Sheeran se woorde vertaal met hierdie frase. Choices become habits that defeat intentions. Ons kan kom met die beste bedoelings. So Saul kan ons eie pogings aanwend. Maar die keuses wat ons maak en die foute wat ons begaan, word gewoontes wat daardie bedoelinge troef. Nou besef ek ons vereenselwig nie noodwendig almal met Saul se lewe nie. In Ed Sheeran se taal het ons nie almal dieselfde bad habits nie. Ons lewens lyk verskillend. Maar ons almal beskik oor hierdie basiese mag om te kies. Ons elkeen het 'n vrye wil. En daarom sê Dallas Willard vir ons, jou keuse is die uitoefening van die wil, deur vryheid en kreatiwiteit. Dit is tot ons elkeen se beskikking. En daarin lê die mag om te doen wat goed is, of om te doen wat boosaardig is. The power to do good or the power to do evil. So dalk vereenselwig jy jou met Saul se stryd in sy lewe. Of jy herken iets van jouself in die geneigtheid tot bad habits, soos Ed Sheeran sê. Maar in ieder geval word ons elkeen gekonfronteer met die werklikheid van ons wil. Daardie ding wat hier in jou lewe. En dis wat Dallas Willard onderskei as die hart van 'n mens se bestaan. Dis die kern waardeur ons as geestelike wesens lewe. En daarom wil ek die afleiding maak dat ons bedoelinge leef in die hart. Bokant jou gedagtes en jou gevoelens, kom jou bedoeling en jy leef dit uit hier uit jou hart uit. Dis waar die hart gesetel is. Jou wil berus op gedagtes en gevoelens vir of teen 'n saak. En Saul se optrede verklap dan wat in sy hart aangaan. Hy wil homself beskerm eintlik maar net. Hy wil sy reputasie beskerm. Hy wil skerm vir sy eie veiligheid. Maar hy loop homself heeltyd vas in sy eie dwaasheid. En hy het nie die onderskeidingsvermoë om raak te sien wat regtig die oorsaak van sy probleme is nie. Maar vriende, gelukkig is ons nie magteloos uitgelewer aan die bewegings van ons wil nie. Dallas Willard help ons met hierdie insig oor die bedoeling in ons hart, wanneer hy sê die funksie van die wil, jou hart, is om 'n persoon se bestaan in geheel te orden. Vir ons as gelowiges om 'n lewe in God te begrond. Om jou hele bestaan in hom te vestig. En dis die fout wat Saul maak. Hy het nie sy lewe georden volgens God se plan en God se wil nie. God se prioriteite figureer nie in sy lewe nie. Met sy liggaam en sy verstand het hy God se volk gelei tot oorwinnings.
Maar hy het nie aanvoeling gehad vir wie God is en hoe hy te werk gaan nie. Sy hart het nie aan God behoort nie. En daarom wil ek saam met jou uit die teks uit vanoggend die Gees innooi en sê, Here, help my om dit te onderskei. Aan wie behoort my hart? In Saul se lewe sien ons dat dit nie gaan om die rituele dade wat hy doen nie, die offers wat hy wil bring, om God se guns te soek nie. Dis deel van die pad om God se wil te soek, maar dis nie die primêr, die eerste prioriteit nie. Dit gaan nie oor die goeie gewoontes waarmee ons God se guns probeer verdien nie. Samuel kon konfronteer vir Saul en vir my en vir jou as hy vra, is daar vir die Here vreugde in offers, soos wat daar in gehoorsaamheid aan God se stem is? So die vraag aan my en jou is, hoe orden ons lewens? As ons sê, my hart behoort aan God. Is my hart en my lewe in God begrond, rondom dit wat vir hom vreugde bring? So hierdie konfronterende vraag, wat Samuel na Saul toe bring, figureer verder in die Bybel, onder andere in die gesprek, die twisgesprek tussen die Fariseërs en Jesus. Ons lees dit in Markus 12. Wanneer een van die skrifkenners wat na die gesprek geluister het, kom na Jesus toe en hy vra vir hom, in hoofstuk 12 vers 28, wat is die belangrikste gebod? En dan antwoord Jesus met wat ons waarskynlik ken as die Shema uit Deuteronomium en die gebod in Levitikus 19. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele verstand, met al jou kragte en jou hele siel. En daarmee saam, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee berus al die wet en die profete. Vir sy hoorders is dit bekend. En dan kom die skrifkenner en sê vir Jesus, uitstekend meester, dit is waar wat u sê, dat God die enigste Here is. Daar is geen ander as hy nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê met jou, soos jouself, is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. En op daardie punt bring hierdie skrifkenner die twee in verband met mekaar. Wat is God se hoogste prioriteit? En wat is dit nie? God se hoogste prioriteit is nie die brandoffers nie. Dis maar 'n manier vir ons om ons toewyding aan hom te wys. Maar dieper en belangriker as dit, is dat jy jou hele hart, jou hele siel, al jou kragte en jou hele verstand aan hom wy. En dan kom Jesus en hy sê, hierdie man is verstandig. Jy is nie ver van die koninkryk van God nie. So vriende, ons elkeen wat die kennis van Jesus het, ons weet van hom, ons hoor sy woord. Elkeen wat oor die nodige kennis van God beskik, is nie ver van die koninkryk af nie. Ons staan 'n kort tree weg van sy koninkryk, as dit so ver is. Al wat kort is oorgawe van die hart, en dit gebeur daagliks, selfs uurliks. Dis 'n besluit wat ek my hele wese aan hom oorgee en sê, in alles wat ek doen, in alles wat ek sê, en alles wat ek voel, wil ek aan hom onderwerp. Want hy is die enigste. Vriende, Jesus benadruk met sy antwoord aan die skrifkenner. Gehoorsaamheid in jou gedagtes en jou gevoelens, jou wil en jou hart. Dit is waar God se vreugde lê. So orden daarom jou lewe volgens sy wil. Jou gehoorsaamheid aan God is wat vir hom vreugde bring. Ek wil afsluit met 'n staaltjie uit ons huishouding. Op 'n klein manier probeer ons dit met ons twee kinders, 6 jaar oud en 2 jaar oud, aan hulle uitleef. In 'n manier waarop ons om die tafel saam bid en waarop ons die dag afsluit. Wanneer ons saam eet, bid ons, mag ons die gawes uit u hand gebruik tot eer van u naam. Want daarmee sluit ons in, hierdie kos beteken vir ons krag om ons lewe aan hom te wy. Hierdie samesyn wat ons om hierdie tafel het, beteken vir ons verhoudingskrag. So leer ek om met mense rondom my saam te werk en saam te gesels.
En wanneer ons die dag afsluit en ons bid saam, dan vra ons Jesus, mag ons wakker word môreoggend met 'n glimlag, omdat Jesus by ons is. En dit is my gebed vir jou ook, dat jy jou lewe so inrig. Dis die taal wat ons gebruik. En ek wil jou aanspoor om jou eie taal te gaan vind, die manier waarop jy jou lewe aan die Here wy. Mag die Here ons daarin bystaan. Amen. Kom ons bid saam. Wil jou so 'n paar oomblikke van stilte gee om na te dink oor waar die Gees in jou binneste beweeg het die afgelope halfuur. Hemelse Vader, dankie dat ons nie aan ons eie wil uitgelewer is nie. Maar ek bid, Vader, dat U deur die Gees ons wil oorneem en dit instel en kalibreer volgens wat U wil. Dankie dat ons daartoe in staat is, omdat U ons daarvoor roep en ons toerus. Dankie vir Jesus se verlossende werk as die opgestane Here, wat dit moontlik maak. Ons wil U met ons hele lewe eer. In Jesus naam. Amen.